Goeiemôre. Dit is Donderdag, die 12de Maart 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle aan vanaand se bosberaad wat regstreeks plaasvind om 1900, dis 7:00 vanaand vir kanaallede en ek gaan gesels met Willem Petzer oor Afrikanerskap. Ken jou geskiedenis om te weet wie jy is en waarheen ons op pad is. En sommer nog op 'n paar ander gedeeltes ook raak waaroor Willem die afgelope tye redelik oor berig het. Ons sien dan ook dat die oorlog in die Midde-Ooste nog steeds sterk aan die gang is. Ek speel vir julle hierdie videoklip. Tonight around 11 p.m. we're here on scene in the central district of Israel. You can see behind me there is severe missile strike that hit a building complex. We are still currently working now with the other forces on the field to make sure we can take out the fire. And we're still extracting at this moment patients from both buildings you can see behind me. We're still working on the buildings that are surrounded and are still ablaze. Daar is redelik baie beriggewing wat nou uit Israel uitkom, veral op Instagram en sekere ander kanale en nie op die gewone standaard kanale nie. Maar dis asof hulle net nie meer al die skade wat Iran aangerig het in Israel kan wegsteek nie. Maar aan die ander kant is die skade en die verliese in Iran ook baie groot en baie hoog. Ons het al gehoor hoe Peter Hegseth, die Secretary of War, hoe hy aankondig dat Iran se vermoëns is vernietig. Hulle vloot is gesink, meer as 60 vaartuie volgens die Amerikaanse uitlatings. Donald Trump wat sê hulle het eintlik gewen, hulle klaar hulle doelwitte bereik. Maar daar is nie vir hulle op hierdie stadium 'n eenvoudige ofremp nie. En dan is daar bewyse deurgekom dat die hoof van Mossad is dood tydens 'n missielaanval by Mossad se kantore. Maar daar's ook berigte wat onbevestigend is dat Netanyahu ook beseer is of selfs dood is. Maar ons weet dit nie verseker nie. Dit is wel berigte wat begin deurkom, maar ek sal daaroor op hoogte hou. En ten spyte van die feit, soos hulle sê, dat Iran dreig om die skepe wat die straat van Hormuz deursteek, om hulle te sink, sien ons dan ook, as ons na hierdie foto kyk, hier is 'n skip van Thailand wat getref is. Hy was leeg, maar hy het gevaar vanaf Dubai na Indië, seker om ander vrag te gaan oplaai, en die resultaat is dan waar vuurpyl hulle getref het, 'n missiel, en hulle het dadelik hulp ingeroep en die bemanning is gered, terwyl daar 3 op die skip agterbly om te kyk wat is besig om te gebeur. Kan hulle die skip dalk red of iets in daardie lyn. Maar dan, Iran het nou al meer as 10 skepe in net hierdie maand aangeval met missiele. Nou, Iran sê ook nou hulle gaan die straat myn. En volgens al die gerugte wat ons gehoor het Iran dan nou nie meer 'n vloot nie. Maar dit wys vir ons hoe kwesbaar is die skepe steeds teen aanvalle van missiele. En dit het natuurlik reg deur die wêreld groot gevolge. Brandstof en oliepryse het kwaai gestyg, maar daar was ook aankondigings dat strategiese reserves vrygestel gaan word. En dit het gelei tot brandstof olie prysdalings oor die wêreld heen. En dan het Donald Trump ook gesê dat die oorlog gaan binnekort verby wees, en dit het ook die oliepryse so 'n bietjie gestabiliseer in die proses.
Maar hier in Suid-Afrika gaan die waarskuwings uit oor brandstof. OVK het aangekondig dat hulle dieselbestelboek tans gesluit is en dat hulle eers hulle strategiese reserves waarskynlik moet aanstel of aanvul voordat hulle verder kan lewer. BKB het ook 'n aankondiging gedoen in hierdie verband waar hulle sê daar is 'n onderbreking in brandstofverskaffing wat beteken dat sekere vulstasies kan uithardloop uit brandstof uit en almal spreek die hoop uit dat dit spoedig sal herstel. Dan is dit interessant in die Citizen van vandag waar hulle sê om te vlieg kan baie vinnig totaal en al onbekostigbaar raak, want jet fuel het gelig met 70%. Jet A1 se prys het gestyg tot met 70% en dit gaan 'n geweldige las op die passasiers plaas, op vliegtuigkaartjies, direkte uitwerking op ons en ons sal maar moet sien wat verder gebeur. Die regering het egter die versekering uitgereik dat hulle hou 'n oog daarop en hulle is in kontak met die olie verskaffers en hulle reken dat hulle sal kan voorsien in die behoefte. Maar dit gaan nie noodwendig 'n mens kwytstel van die prysverhogings by die pompe nie. En hoe gouer hierdie oorlog in die Midde-Ooste eindig, hoe gouer sal brandstofpryse stabiliseer en hoe gouer sal daar sekerheid wees oor wat hou die toekoms vir ons in. Want dit is nou amper onvoorspelbaar om te sien hoe gaan hierdie oorlog in die Midde-Ooste eindig. Trump sê ja, hulle gaan dit vinnig afhandel want hulle doelwitte is bereik. Daar's ook al die blame game wat begin uitkom en sê waar hy sê maar hy het die verkeerde advies ontvang. Maar hy het nie na sy inligtingsmense of sy generaals as sulks geluister nie. So hier kom vir hom ook nog 'n bietjie probleme vorentoe wat hy sal moet hanteer op die een of ander wyse. Aan die ander kant sê Iran, ons gaan nie die oorlog stop nie, ons gaan nie ophou nie, ons vra nie nou vrede nie. En die enigste manier hoe Iran sê hulle sal hulle aanvalle staak en onthou, hulle het eergisterand die grootste aanval nog op Tel Aviv en Israel uitgevoer. Meer missiele geskiet as in die opening. Nou ja, wat het nou geword van die Amerikaanse berigte wat sê hulle het 90% minder missiele wat hulle nou kan afskiet en hier het ons nou die grootste missielaanval beleef. Maar Iran sê hulle sal ophou sodra alle Amerikaanse teenwoordigheid in die Gulf, in al die golfstate, dan oor en verby is geen militêre basisse meer daar nie, en Israel en Amerika hulle aanvallers gestaak het, dan sal Iran vrede oorweeg. En of dit so gaan gebeur, dit sal ons moet sien. Intussen mense is my aanbeveling baie hard en duidelik. Sorg dat jou brandstof vol bly. As jy 'n paar leehouers het, vul dit maar aan. En die wat nie brandstof het nie, gaan soek brandstof, want dit gaan nie noodwendig makliker word nie. Dit gaan dalk net moeiliker word. En aan ons SBB-lede, julle weet dat as ons 'n groeperingsaksie moet uitvoer, as gevolg van sake wat kan hand uitdruk, soos 'n brandstoftekort wat mense verhoed om by hulle werke uit te kom, dan het ons beslis dit nodig. Hou die situasie fyn dop. Ek sal vir julle gereeld terugvoer gee soos wat die situasie dan verander. Maar dit is beter om voorberei te wees as om spyt te wees.
Dis maklik om te sê, ek gaan probeer, maar dit is sleg om te sê, ek is jammer, ek het nie gehoor nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou om vanaand om 7:00 in te skakel slegs vir kanaallede en ons gaan lekker saamgesels met Willem Petse. En die wat die kanaallede is, nie sluit aan vir R19.99 per maand. Dit is letterlik R5 per uitsending. Dankie. Sien julle vanaand.